Kom ons vra vir die Here om met ons te praat uit die woord uit. Here Jesus, baie dankie dat ons as 'n groepie hier by mekaar kan wees en kan weet wanneer ons so by mekaar is U by ons teenwoordig. Ons bid Here dat U deur die Heilige Gees sal kom en op 'n manier wat vir ons sin sal maak. Deur die Heilige Gees met ons sal praat, dat U sal aansluit by die behoefte wat ons in ons lewens het, by dit wat ons nodig het, met ons sal praat. Vat alles weg wat ons aandag kan wegtrek van U af. Fokus ons met onverdeelde harte op U, tot die eer van U naam, in Jesus Christus ons Here. Amen. Of jy vra om saam met my te blaai na Lukas hoofstuk 4 toe. Lukas hoofstuk 4 van vers 1 tot 13. Lukas 4 vers 1. Die versoeking van Jesus. Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom, en deur die Gees is hy na die woestyn toe gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. Die duiwel sê toe vir hom, as U die Seun van God is, sê vir die klip, dit moet brood word. Maar Jesus antwoord hom, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie. Daarna bring die duiwel hom op 'n hoë hoogte en wys hom in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld. Toe sê die duiwel vir hom aan, U sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dit is aan my oorgegee, en ek sal dit gee aan wie ek wil. Dit sal alles aan U behoort, as U maar net voor my buig en my aanbid. Daarop antwoord Jesus, daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Hierna neem die duiwel hom na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê, as U die Seun van God is, spring hier af. Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, en ook op hulle hande sal hulle jou dra, sodat nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Maar Jesus antwoord hom, daar staan geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Nadat die duiwel met al die versoekings klaar was, het hy Jesus 'n tyd lank met rus gelaat. Ons lees tot daartoe. Ons begin hierdie week met wat ons noem die lydenstyd. Dis die tyd wat ons dink aan Jesus se swaar kry, aan die einde van sy lewe op aarde, hoe hy gelei het op verskillende maniere, hoe hy swaar gekry het en aan die einde van die dag aan die kruis gesterf het en uit die dood opgestaan het. So die lydenstyd van Jesus. Nou lees ons in die stukke wat voor hierdie deel kom, van Jesus hoe hy gedoop is met die Heilige Gees en vol van die Heilige Gees was. Daarna lees ons van die geslagsregister van Jesus, hoe daar vir ons vertel word van die geslagslyn waaruit Jesus kom, dat hy die seun van Adam, die seun van Dawid is, en hoe hierdie lyn deurloop, as 'n belofte om vir ons te sê, die Here kom sy beloftes na, die Messias kom, die een wat ons red en verlos, is werklik en hy is werklik by ons. Nou sal 'n mens dink, Jesus het nou net die doping met die Heilige Gees ervaar, hy gaan nou seker iets kragtigs doen. Ek meen as dit ons was, dan sou ons miskien gesê het, nou gaan ek jou wys. Maar die teenoorgestelde gebeur. Jesus gaan nie tussen die mense in en begin met hulle te praat nie. Hy doen nie wondertekens nie. Nee, hy sonder hom af. Die Heilige Gees lei hom in die woestyn. En daar gaan vas hy. Om te vas beteken om jouself af te sonder, om tyd te vat om met die Here te spandeer, om tyd te vat
om stil te raak voor die Here. Dit is baie keer goed om iets te los, of jy 'n sekere lekker goed of iets wat lekker is nie te eet nie. In daai tyd het die mense gewoonlik vleis uitgelos. Kry baie keer die Daniël vas wat mense net groente eet en water drink. Jesus het vir 'n lang tyd het hy niks geëet nie. En daardie tyd gebruik om naby sy Vader te kom. Miskien is dit nodig dat ons ook iets los. Of jy van jou selfoon afklim vir 'n rukkie, of jy 'n TV-program ophou kyk vir 'n rukkie, of jy sekere apps op jou foon los, of sekere goed nie doen nie, waarvan jy hou, net om jou te help om te fokus en daai tyd te gebruik, om te bid en in gebed voor die Here te staan. Jesus het dit gedoen. Hy het stil geraak voor die Vader. Maar dit was 'n redelike lang tyd en hy het honger geraak. Nou asseblief, as jy 'n probleem het met bloedsuiker of iets van die aard, moet jy asseblief nie gaan staan en vas nie. Dit kan jou liggaamskade aandoen. So, los dan liewer een of ander app op jou selfoon of iets op jou rekenaar wat jy geniet en staan die tyd in die Here af. Die beginsel waaroor dit gaan, is om tyd te gebruik om voor God stil te raak. Gebruik dit gerus na die voorbeeld van Jesus. Jesus het homself gefokus, toe hy vervul was met die Heilige Gees, het hy daardie tyd gebruik om te fokus op die Vader. En toe hy nou gefokus was op die Vader, sou 'n mens dink, nou is dit die tyd, dat hy sal uitgaan en met sy bediening begin. Maar nee, dis nie wat gebeur nie. Ons lees dat in daardie tyd, toe hy fisies swak was, het die duiwel gekom en hom uitgedaag om allerlei verkeerde goed te doen. En hy begin natuurlik by die fisiese. Jesus was honger. En waarmee daag hy hom uit? Ons sien met die doop van Jesus, kom daar 'n stem uit die hemel wat sê, dit is my seun vir wie ek lief is en ek is tevrede met hom. Nou sê die duiwel vir hom, as jy die seun van God is, soos jou Vader nou vir jou gesê het, bewys dit. Bewys dat jy die seun van God is. Doen iets. Doen 'n wonderwerk. Jy is mos honger. Sê dit nie die ronde klippe wat hier lê, in brode moet verander, dan kan jy mos bewys dat jy die seun van God is, dat jy wonderwerke doen. En toe sê Jesus vir hom iets. Hy sê vir hom, die Bybel sê, mens sal nie net van brood alleen leef nie. Nou, in hierdie gedeelte staan dit nie heeltemal volledig soos in Matteus en die ander evangelies nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitkom. Toe Jesus dit vir ons sê, het hy dit nie net gesê nie. Ons lees in Johannes 4, dat dit werklik met Jesus gebeur. Hy kry 'n vrou wat by die put is. Toe hy nou haar daar kry, praat hy met haar, oor haar verhouding met die Here, oor haar verhouding met haarself. En Jesus ervaar soveel bevrediging uit daai gesprek uit, dat hy nie 'n behoefte aan kos het. So daar het Jesus bewys, dit wat hy gesê het, is waar. En die duiwel kon niks daarteen doen nie. Maar toe kom die duiwel met 'n geweldige versoeking. Jesus het geweet, dat hy op 'n stadium sal moes ly. Dat hy op 'n stadium sal moes swaar kry. Dat hy in 'n kruis sou sterf. En alles wat die mense verkeerd gedoen het, sy straf daarvoor sou moes betaal. Elke ding van, ons het vanmôre gepraat van 8 biljoen mense, wat op die aarde is. Elke ding wat een van hierdie 8 biljoen mense, wat ons is, verkeerd doen, sou Jesus moes voorantwoord. Van die wat voor dit geleef het, en die wat na ons sal lewe, vir elkeen van hulle, moes Jesus betaal. Moes hy pa staan, moes hy die verantwoordelikheid vat. En nou kom die duiwel en hy sê van man,
dis nie nodig nie. Daar's 'n ander manier om dit te doen. Kyk, hierdie mense op die aarde is onder my invloed. Hulle doen net wat ek sê. Ek gee vir jou 'n makliker manier. Ek gee vir jou 'n baie makliker manier. Ek kan hierdie mag wat ek oor hierdie mense het, kan ek vir jou gee. Ekskuus tog. Ek kan vir jou die mag gee oor al die mense, dan het jy nie nodig om deur hierdie proses van swaar kry te gaan nie. Dan sal ek ons onder jou beheer. Moenie dit doen nie. Luister na my. Al wat jy moet sê, is dat jy glo dat ek wat die duiwel is, in beheer is. Dis al wat jy hoef te doen. Jy hoef nie hierdie moeilike pad te loop. En Jesus sê vir hom nee. Die Bybel sê, God is in beheer, nie jy nie. En jy moet erkenning aan hom gee en hom aanbid alleen. Niks en niemand anders doen. Ekskuus tog. Toe sê die duiwel vir hom, nee man, ek het 'n ander ding. Jy sê mos jy is God se seun. Bewys dit. En hy vat hom na die tempel toe. Hy laat hom op die hoogste punt van die tempel staan. Daar waar al die gelowiges bymekaar kom, waar al die Jode bymekaar kom. En hy sê vir hom, doen hier 'n toertjie. Spring hier af. Want God het ons gesê, hy sal jou beskerm. Hy sê vir hom, spring hier af. God sal jou ons beskerm, dit staan in Psalm 91. God sal jou beskerm, jy sal niks oorkom nie. Nou kan jy nie dink, as jy van die tempel af spring, van die dak af spring, waar iemand homself te pletter moet val, en jy kom niks oor nie, sal hulle mos glo, dat jy die seun van God is. Jesus sê vir hom nee. Daar staan ook geskryf, as ek dit net kan parafraseer, jy kan God nie manipuleer nie, jy kan hom nie op die proef stel nie. Hy alleen is God. Toe sien die duiwel, hy kry nie vir Jesus uitgevang nie. Toe staan daar, hy het hom 'n tydjie met rus gelaat. Dit was die begin van Jesus se lyding, Jesus se bediening. Begin nie met wonderwerke. Dit begin met die plek waar Jesus ly. En die eerste plek waar hy ly, is deur versoeking. Deur om uitgedaag te word deur die duiwel. En die duiwel kom elke dag na my en jou toe. Hy kom na my en jou toe. En op 'n manier, nie heeltemal nie, maar op 'n manier ly ons soos Jesus. Kom die duiwel en hy daag my uit. Hy sê vir my, man, ek sien fisies dit gaan met jou swaar. Bid net, jy's mos 'n Christen. Bid net dat daar 'n wonderwerk sal kom en dan sal alles mos oor wees. Bid net dat dinge vir jou regloop. Dis mos maklik. En dan moet ek en jy na die woord toe gaan. En Jesaja 43 staan daar. Ons sal deur water gaan, ons sal deur vuur gaan, ons sal deur strome gaan, maar God is by ons. Hy het nie gekom om ons te verlos van swaar kry, of armoede of siekte nie. Hy het gekom in die eerste plek, om ons te verlos van sonde. En die duiwel weet dit. Nou vat hy hierdie goed, soos met Jesus, en hy probeer ons koppe deur mekaar maak. Hy probeer ons mislei. Ons moet wakker wees. Ons moet vir hom vra om ons te help. Ja, ons mag vir hom vra om ons gesond te maak. Ons mag vir hom vra om vir ons te voorsien.
Ons mag vir die Here vra om vir ons werklik sy vrede te gee, wat hy ook doen, en die krag te gee om deur ons moeilike situasie te kom. Maar God is nie 'n towenaar nie. Hy is nie 'n towenaar wat kom om ons uit moeilike situasies uit te haal. Hy is nie 'n towenaar wat sy vingers klap en dan gebeur daar iets nie, want dit gaan nie vir hom in die eerste plek of ek en jy alles het wat ons wil hê nie. Dit gaan vir hom in die eerste plek oor hoe gaan dit binne-in met ons? Hoe staan ons verhouding met hom? Het ons 'n gesonde verhouding met hom of nie? As dit reg is, dan sê die Bybel, dan gee hy vir ons die ander goed ook by. Maar die duiwel kom na daai eerste punt toe. En hy wil ons fisies aanvat. En dan kom die duiwel en wil ons mislei. Wil vir ons sê, maar man, dis nie nodig om swaar te kry. Jy mag dit maklik hê. Ekskuus. Jy kan maar allerlei goedjies doen wat dit in die lewe vir jou makliker maak. Jy hoef nie te doen wat die Bybel sê nie. Jy kan maar doen net wat jy lus kry. Dit sal in elk geval makliker en rustiger wees. Die Here sê nee, volg my. Volg my. Ons lees dat in die geskiedenis dat al Jesus se disippels swaar gekry het. En moeilike tye beleef het. Die duiwel kom sê vir ons, maar God het jou kom verlos van swaar kry. Help jouself, jy hoef nie meer goed te doen wat jy laat swaar kry. Dis nie waar nie. Die Here sê vir ons in die woord, elkeen wat regtig naby die Here leef, sal swaar. Die Here sal ons die krag gee om daardeur te gaan. Die Here sal ons die krag gee om dit te kan hanteer. Maar ons sal swaar kry. Dit sal met tye moeilik wees. Die duiwel sê vir ons, nee man, daar's maklike maniere. Doen wat jy lus kry. Doen dit waaroor jy goed voel. Partykeer mag ons. Maar ons moet nie blind wees. Ons moet nie dink dit gaan net oor ons nie. Jesus het nie aarde toe gekom vir homself nie. Hy het aarde toe gekom vir my en jou. Ek en jy leef nie vir onsself nie. Ons leef vir die Here. En dan die laaste ding is, die duiwel kom om ons uit te daag. Kom om ons uit te daag. Om te sê, maar jy hoef nie in die lewe te sukkel nie. Die Here wil nie jy moet sukkel nie. Die Here wil hê alles moet net regloop. Dit moet net so regloop. En jy bid die Here en dan laat hy 'n wonderwerk gebeur. En jy bid die Here en dan laat hy 'n wonderwerk gebeur. Maar partykeer sê die Here vir ons nee. Hy het nie Jesus van die tempel af laat spring nie. Hy het nie soos 'n towenaar hom beskerm nie. Hy het hom oorgegee in die mag van die bose om hom te laat doodmaak. Partykeer kom die Here en hy gee ons oor aan situasies waarin ons nie wil wees nie. En dan is daar nie een of ander towerwoord wat ek kan spreek. Of 'n psalm op my kar se agterkant plak en dan sê ek sal nie in 'n ongeluk kom nie. Dis nie daai versie wat my nie in 'n ongeluk laat kom nie. Dis die Here se genade. Ons het nie die Bybel gekry as 'n towerhandboek nie. Ons het die Bybel gekry as 'n verhoudingsboek. As 'n boek wat ons leer om saam met die Here te leef. Habakuk 3 sê ook vir ons, al sou dit nie goed gaan nie, al sou ons swaar kry, al sou dinge verkeerd loop, nogtans sal ek in die Here jubel. Jy sien die duiwel het gekom
En hy kom sê, maar weet jy wat? Jy hoef nie. Jy hoef nie. En Jesus kom en hy sê, volg my. Lewe soos ek geleef het. Doen wat ek gedoen het. En lees wat regtig in die Bybel staan. En doen wat regtig in die Bybel staan. Op baie plekke staan daar in die Bybel dat die Here elke behoefte sal gee uit die rykdom van sy genade. Maar in daardie selfde gedeelte sê Paulus ook, ek weet wat dit is om te min te hê. Ek weet wat dit is om te veel te hê. Ek het geleer om myself te help in alle omstandighede. Die Here is nie 'n knoppie wat ek druk en alles loop altyd reg nie. Hy's 'n persoon na wie ek toe kan gaan. Hy's 'n persoon voor wie ek kan huil. Hy's 'n persoon saam met wie ek kan bly wees as dit goed gaan. Nou wil ek vir jou vra, in hierdie lydenstyd, wil jy nie tyd vat om regtig by Jesus uit te kom, om regtig die Bybel te lees en dit regtig ernstig op te vat, om nie toe te laat dat die duiwel of mense of omstandighede jou manipuleer nie. Om te lees wat hier staan. Jesus was vol van die Heilige Gees. En hy was in staat om berge te skuif. Toe stap hy in die woestyn. Toe doen hy iets wat niemand verwag het. Die Here gee vir my en jou sy Heilige Gees, sodat ek kan doen wat hy vir my gee om te doen, al is dit moeilik, al is dit swaar. Kom ons luister na hom. En onthou die woorde van die Vader aan Jesus. Dis my geliefde seun in wie ek welbehaag. Dis my kind vir wie ek lief is en ek is heeltemal tevrede met hom. Wat gaan Jesus sê as hy na my en jou vanmôre kyk? Wat gaan hy van ons sê? Gaan hy sê, julle is presies soos ek wil hê julle moet wees? Of gaan hy sê, soos hy vir Petrus gesê, gaan weg van my af, Satan, want jy dink nie aan die goed van die Vader nie. Kom ons maak seker waar ons staan, en ons doen wat die Here vir ons vra. Kom ons bid saam.